Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Vandag kyk ons terug na 'n week vol baie lekker gesprekke. Ons het by ST Co-Craft geleer hoe om kinders skermslim te kry. Geluister na Kobus Hofmeyer se ongelooflike pad van herstel na sy rugbybesering. Arnold het met die Springbok-legende John Smit gesels, terwyl Amanda Strydom en Koenraad Ral ons meer kon vertel het oor hulle produksie Tilly Matilda. Skalk Besanna het ook kom kuier en ons het gesels oor sy nuwe vertoning, Hey, die Borsy. In 'n wêreld waar tablette en sosiale media deel is van die kind se grootwordjare, is digitale veiligheid deurslaggewend. Ons het die week met die stigter van Screen Smarts en skrywer van Skermslim, 'n gids vir veilig speel in die digitale ruimte, ST Co-Craft gesels oor praktiese maniere om kinders te help om veilig en verantwoordelik in die digitale ruimte te beweeg. Goed, nou jy werk al sedert 2018 met kinders, tieners en ouers. So wat is die grootste veranderinge wat jy die afgelope paar jaar in kinders se tegnologie gebruik of die gebruik van tegnologie gesien het? So, ek dink toe ek begin het in 2018, het ons baie gepraat oor cyberbullies, ons het baie gepraat met kinders oor sosiale media, en ons het gesien dat kinders is besig, dat jong mense meer depressief is en meer angstig is as wat hulle van tevore was. Maar ons het geen manier gehad om te bewys dat dit is hulle skermtyd wat 'n impak op hulle het nie. Ek dink vandag in 2026 het ons fantastiese navorsing waarop ons dit kan baseer en ons weet dat sosiale media nie goed vir 'n kind se geestesgesondheid is nie, dat skermtyd kinders wegvat van dinge wat baie belangrik is vir hulle ontwikkeling en so aan. So ek dink die grootste verandering is dat ons het nou die kennis wat ons nie gehad het in 2018 nie en ons kan beter besluite neem as ouers. Ek wil wel vir jou vra, hierdie boek is spesifiek gemik op amper tieners. Ja. Waarom is hierdie ouderdomsgroep so belangrik? Wel, weet jy, die statistiek is nou dat meeste kinders global kry hulle eerste tablet of slimfoon op die ouderdom van 10. En so het ek gevoel, 'n ouderdomsgroep van 8 tot 12 is eintlik 'n baie lekker ouderdomsgroep om te begin om hierdie gesprekke te hê, want ek dink kinders moet die kennis hê om goeie besluite te neem wanneer hulle tegnologie gebruik. Ek is baie pro-tegnologie, ek dink kinders moet tegnologie gebruik, hulle moet toegang hê, maar ons kan hulle van 'n vroeë ouderdom af leer om goeie besluite te neem wanneer hulle tegnologie gebruik. Vertel my so 'n bietjie meer, want jy verwys na hierdie boek as 'n gids. Ja, so dit is 'n gids. Ek dink dit is 'n lekker boekie want jy kan hom of van hoek tot kant lees, of jy kan, as jy 'n spesifieke probleem het, kan jy agterin gaan, jy kan gaan kyk, okay, ek sukkel nou so 'n bietjie met 'n KI metgeselbot waarmee ek gesels. Laat ek gaan kyk waar is die inligting en dan dit gaan lees. Ek dink wat ook baie lekker is van die boek is daar's QR-kode, so 'n kind, ons het besluit om dit ook van pas te maak vir die era waarin ons is. So 'n kind kan die QR-kode scan en eintlik maar kyk na die waarin dit hom vat en dit is dan 'n video wat dan vir hom 'n aktiwiteit gee. En dan het ek ook in die boek 'n KI-bot ingeskryf wat ek dink my redakteurs het gedink ek was mal toe ek daarmee begin het, maar die KI-bot bot elke nou en dan in die teks in en sê, ek het vir jou 'n oulike idee of ek het vir jou 'n statistiek of hy neem eintlik oor soos wat KI eintlik maar doen en dan gee hy allerlei idees en so en dit is eintlik lekker humor wat ook in die boek ingekom het. So ja, ideaal vir 'n amper tiener, 8 tot 12-jarige en ek dink dis eintlik nogal baie snaakse boek. Dit is nie doom and gloom nie. Dis 'n snaakse boek, dis 'n lekker boek en dis 'n lekker dun boekie. En ons het probeer om die inligting regtig op te breek in klein eethappie groot is. Jy weet dat dit nie 'n groot maaltyd op een slag is nie. Ja, en dan op so 'n manier is dit ook nie oorweldigend vir die kinders wat dit lees Ja, nie. jy wil nie so 'n HAT, so 'n dik boek optel nie. Jy wil 'n klein dun boekie optel. Dit voel makliker. Sê vir my, wat is sommige van die grootste uitdagings waarmee kinders in vandag se tyd te doen het wanneer 'n mens fokus op tegnologie? Ja, kyk, ek dink een van die groot probleme wat ek sien is net die breek van koneksie in families. So families eet nie noodwendig meer aandete saam nie. So kinders het nie die geleentheid om met hulle ouers regtig daai indiete gesprekke te voer nie. Ek dink dat skerms regtig kinders wegtrek van hulle pelle, van hulle sosialisering, van alles wat eintlik baie gesond is vir hulle.
En dan ek dink die ander ding wat ons sien is dat mense soek vir menslike interaksie en menslike koneksie in hulle digitale spasies, maar eintlik is dit nie regtig moontlik nie. Ons breinargitektuur is net nie eintlik al reg om te kan sosialiseer of intieme koneksies te vorm digitaal nie. Ons het nog menslike interaksie nodig. Ons het nog nodig om te sit soos wat ek en jy hier sit, aangesig tot aangesig en lekker te gesels. Ons het dit nog nodig en dit is wat ons gelukkig maak, maar baie mense wat alleenig is, soek daai koneksie op 'n skerm en dit is eintlik so vals, dit gaan nooit eintlik jou gelukkig maak nie. Ek bly verwys daarna want ek dink dit bring my terug na die hele gesprek rakende kunsmatige intelligensie wat so deel is van ons alledaagse lewens. So, hoe kan kinders 'n bietjie beter voorberei word om in so 'n wêreld aan te pas? Kyk, ek dink ons moet ook realisties bly. Ek dink ons kinders gaan baie beter voorberei wees vir die verandering as wat ons is. Hulle is digital natives en ons is maar immigrante in hierdie wêreld in. So hulle is gebore in 'n wêreld waar tegnologie oral is en oral verkrygbaar is. So ek dink hulle gaan baie makliker eintlik aanpas. Die ding wat ek dink ons moet bewus wees van is dat die ding wat ons kinders van KI anders gaan maak van KI is hulle skills, hulle menslike skills. So hulle EQ skills gaan baie belangrik wees byvoorbeeld in die toekoms. KI kan kode skryf. Jy weet, so om 'n fantastiese coder te wees is miskien nie die belangrikste ding nie. Ek dink dit is baie meer belangrik vir 'n kind om fantastiese menslike skills te hê, want dit is wat KI nie kan doen nie. So ons kinders sal goed voorberei wees want hulle is al klaar tegnologies so goed aangepas. Maar ek dink dit is ons wat gaan 'n groot verandering moet hanteer. Waar kan ons hierdie gids in die hande kry? So dit is beskikbaar by alle boekwinkels. So Exclusive Books, P&R, Bargain Books op Takealot en dan op Amazon as 'n e-boek. So dit was nou eintlik baie lekker om die e-boek ook te hê want ek het die ander dag 'n video gekry uit Holland uit van 'n seentjie wat dit op sy tablet lees en dit was my baie lekker. Ek kan dit glo want so weet jy dit is besig om die verskil te maak wat beplan was of wat deel van die groot plan was. Goed, net om alles basies saam te vat miskien, is jy bekommerd oor kinders se aanlyn veiligheid? Ja, ek sou gejok het, ek wil baie graag 'n positiewe antwoord gee, maar ek sou gejok het as ek gesê het ek is nie bekommerd oor kinders se aanlyn veiligheid nie. Ek dink baie ouers is net nie bewus van wat daar buite is nie. Kyk, die wonder van die internet is dat ons 'n globale pot kennis het wat ons kan in deelneem, en almal kan iets op die internet laai en so kan ons almal se kennis deel, maar natuurlik is daar ook griesame mense wat allerlei dinge op die internet sit wat nie gesond is nie. En so kinders is blootgestel aan dinge wat regtig eintlik hulle innocence steel. Ja. En wat hulle nie toelaat om kind te wees vir so lank as moontlik nie. En dit is hoekom ek die boek geskryf het, want ek wil hê kinders moet kan kind wees vir so lank as wat hulle wil. Baie dankie dat jy vandag met ons hieroor kom gesels het. Ek is seker daarvan daar's 'n hele paar ouers wat hierdie boek vir hulle kinders in die hande sal kry. Bly net waar julle is. Ons is nou terug met 'n ongelooflike inspirerende gesprek saam met Kobin Hofmeyer, wie se lewe na 'n rugbybesering heeltemal verander het. Op 16-jarige ouderdom het sy lewe in 'n oogwink verander. 'n Ernstige nekbesering op die rugbyveld het hom vir 'n tyd lank aan 'n rolstoel gekluister en die dokter se voorspellings was donker en onseker. Maar Kobin Hofmeyer het geweier dat daardie oomblik die einde van sy storie is. Vandag stap hy weer en ons het hierdie week met hom gesels oor die geloof en die deursettingsvermoë wat hom teruggebring het op sy voete. Kobin, het is so voorreg om jou vanoggend hier te kan verwelkom. Baie dankie. Baie dankie ek hier kan wees, waardeer dit so baie. Nou, vir die wat nou nog nie 'n storie gehoor het nie, kan jy dalk net vir ons kortliks agtergrond gee na aanleiding van wat presies gebeur het? Natuurlik, so dit was 'n doodnormale Saterdag gewees, die 19de Mei 2018. En op hierdie dag het daar 'n vletjie geblaas aan die begin van die wedstryd wat vir altyd net
my lewenskoers, my lewenstyl, my menswees sou verander het as 'n normale tiener, wat ek op daardie stadium nie geweet het nie. Die teenstander se agste man het deur ons verdedigingslyn gebreek, by die hoofbalvioen afgepyl gekom en ek het ingekom vir die duikslag, my kop in die verkeerde kant van die tackle geplaas, kop tussen sy bobeen en verstringel geraak, knak gehoor, onmenslike pyn gevoel, pins en needles het reg deur my hele liggaam gegaan en toe ek nou daar lê, tackle was suksesvol. Dat klomp losmale heen en weer beweeg, toe hulle nou opklaar, 'n pa vir my gesê, weet koop en staan op, ek sê van daar kan nie. Toe ek daardie pyn in my nek gevoel het en daardie pins en needles het ek geweet daar's ietsie fout, maar daar op die veld het ek gekyk of ek kan, jy weet, alles kan beweeg. En so waar as vragtig nog op die veld kon alles beweeg het. Maar toe dit wat daarna gevolg het, is die rede hoekom ek nie lank daarna verlam geword het nie. So. Die mediese fonds en die derde party wat betrokke was, wat nou goedkeuring moes gee om my te vervoer van 'n warm bad na Pretoria toe, want ek moet geopereer word, het so lank gevat, maar soveel komplikasies rakende kwotasies en al hierdie goeters, dat ek soos wat die tyd aangegaan het my spinaalkoord en spinaalskokking gegaan natuurlik en begin swel en hy begin homself afsny in daardie vernouing, as ook die suurstof toevoer onder toe afgesny. So met die tyd het die senuwees versmoor en dood gegaan. So dit was nie lank nie, toe ek begin om mobiliteit en funksionaliteit en sensoriese gevoel te verloor soos wat tyd aangaan. En 11 ure nadat ek my nek gebreek het, is ek toe by Little Company of Mary Groenkloof Pretoria in die teaterkamer ingestoot en teen hierdie tyd was ek totaal al verlam van my tepellyn af onder toe, voorarms, triceps, hande, die laagste spier wat kon werk was my biceps gewees. Dit is verskriklik om te moet dink, jy weet waardeur jy gegaan het, jy weet, ek bedoel in 'n kwessie van minute en ure wat verbygaan. Wat gaan deur 'n 16-jarige se kop? Daar op die veld, my liggaam het obviously nou gewonder, soos daar's ietsie fout, maar jy weet nie regtig wat aangaan nie. Ja. Toe die dokter die ekstra uitbring, hulle sê vir ons, hoor jy Kobus sy nek gebreek, toe het ek gesien my sussie bars in trane uit en ek gedink daar's ietsie fout met haar. Sussie sê simpel, ek dog ek gaan net 'n gips kry oor 2 maande as ek weer terug op die rugbyveld, maar sy het 'n film gekyk, julle sal dalk ken Me Before You, so sy het onmiddellik die ergste verwag en toe kry ek morfine en toe sê ek net soos op 'n ander stasie en toe ek soveel goeders verloor tot 'n middelpunt waar daar nie veel oor was om te verloor nie, en begin net te dink, hoor die pa ek gaan doodgaan, my liggaam werk nie meer nie, hy luister nie meer vir my nie. En na die volgende oggend toe ek wakker word, ergste tydperk wat ek al ooit in my 15-jarige lewe ervaar het daar begin. Want dit voel soos 'n droom. Dit voel die 1 sekonde as jy sterk binne senter van formaat wat alles kan doen. Op daardie stadium het ek 'n groot ego gehad op die rugbyveld. Ek gedink ek kan enigiets doen, pa maat nie sê in my lewe nie. My hele persoonlikheid was my fisiese vaardighede, my liggaam, my sport. En die volgende oomblik is ek vasgevang in 'n lewende lijk van 'n liggaam. Het gevoel asof ek net moet wakker word en my ou lewe sal terug wees en elke liewe oggend het ek wakker geword, nie teruggekom nie en ek onthou nog vir my pa gesê, hoor pa, as hierdie is wat my nuwe lewe gaan wees, ek wil nie lewe nie, pa. Ek kry skaam om te sê vir pa gesê, ons het 308 soos pa, asseblief kom hom en kom maak net my nie suffering nie, my lyding, kom stop net my lyding asseblief. As ek nog ek onthou 'n jong verwarde weergawe van wat pappa sê, pas ek nou kan opstaan en hardloop, so ek nooit weer gaan sit nie. Ek het eers besef wat ek gehad het toe ek dit verloor het, Ja. Ek wil graag uitkom by daai oomblik ook, want ek bedoel, wanneer 'n mens luister na jou storie, dit is net so, elke kind het 'n droom, jy weet, na aandering van hoe hulle die res van hulle lewe sien. Maak nie saak of dit miskien so 'n bietjie onmoontlik lyk of voel en of dit voel asof dit maklik bereikbaar is nie. Maar wanneer 'n mens nou terugkom na hierdie reis waardeur jy gegaan het en al hierdie dinge wat deur jou kop gemaal het, was daar 'n spesifieke oomblik, en ek dink jy het nou vlugtig daarna verwys, maar wat jy besef het, jy weet, ek gaan weer probeer. Yes, dat eintlik nie lank daarna gebeur nie. So 6-7 dae in toe die mediese spanne vir mamma en pappa ingeroep. Ek is minderjarig, so ek kan nie die mediese vergadering bywoon nie. En daarso het hulle die prognose met ma en pa gedeel vir wat vir klein Kobus voorlê op daardie stadium en dokters het vir pa gesê en ma gesê Kobus gaan nooit weer loop nie, hy gaan vir res van sy lewe bedlêend wees in 'n bed lê. Ons gaan 'n oppasser moet kry om 24 ure 'n dag na my te kyk.
So ons moet terug gaan na ons huis toe, Nutrigard, die hele huis rolstoelvriendelik laat inrig vir 'n bed op wiele om my nou rond te skuif in die huis en so aan, want hulle seun is nou op ouderdom 15 verlam. En ek onthou dit nog so goed, pa kom terug in die ICU kamer in en my hele lewe is ek gekondisioneer soos die dokters gaan vir jou sê dit is wat fout is, hierdie is wat ons gaan doen, dis wanneer jy gesond gaan wees, jy gaan dan huis toe gaan, verstaan. Ja. En in daardie donker tyd, ek kan nie wag om terug te gaan huis toe na die platteland toe nie, in Nutrigard waar ek vandaan kom. En ek vra soos opgewonde want vir eers keer wil die dokters nou praat en ek vra vir pa, wat sê julle? Wat sê julle pappa? En my pa deel toe met my die nuus. En dan was hierdie stilte gewees en pappa vat my lam hande en hy sê toe vir my, Kobin, ek sal nooit op jou opgee nie. Al stoot ek jou rond vir die res van my lewe en ek krywe. Jy moet net nie op jouself opgee nie. Ons gaan saam met hierdie gat uitklim. En die mense weet nou dit nie, maar voor my ongeluk was ek 'n rebelse seun gewees, talle verslawings gehad, baie slegte invloed, drank gesteel, die kar gesteel, fisiese en verbale gevegte met my pa gehad. En toe het my pa op my swakste tyd na my toe gekom. Toe my bene my nie kon dra nie, toe ek nie myself kon dra nie, het net gesê, jy weet wat, ek gaan jou dra. Vergeet van alles, vergeet van dit wat ek is eintlik as 'n pa verdien van my seun af. Ek kyk verby al daardie lelike goed wat jy gedoen het. Kom net huis toe, ek is hier vir jou. Hoe bekend klink dit nou nie? En toe sien ek liewe Jesus in my eie pa raak. Ja, en dit is so 'n mooi en inspirerende storie wat my bring tot by geloof, jy weet, en dat geloof so 'n belangrike rol dink ek in so 'n reis ook speel. Ons het nou so 2 minute oor. Dit voel altyd vir my asof ons nie genoeg tyd het vir hierdie soort gesprekke nie, maar ek wil hê jy moet ons vinnig vertel van die Kruip met Kobin inisiatief. Ja, Kruip met Kobin. Ek het geweet ons gaan baie stadig wees en alliterasie Kruip met Kobin, so daai is gepas. Basies vir elke like wat ek kry op die video op Instagram, loop ek 1 meter. Ag 1 sentimeter, joh. Amper stap ek 'n maraton. So ons het nou die dag in episode 3, episode 2 het ons 26.300 likes gekry, so dit beteken jy moet 263 meter ver loop. So moeilik, ek het so by die 120 merk, het my bene ingegee en ek lê daar en toe weer eens kom pappa en sê vir my, kom staan op 'n stap hierdie laaste 100 meter, 120 meter en weer eens, soos wat daar op Warmbad, die Einsteveld waar ek my nek gebreek het, te sê vir my, wel, daai dag kon ek nie opstaan nie, maar vandag staan ek op en ek stap nou weer saam met ons het daai vir klein Kobin gedoen. So dit is inisiatief, elke episode, like die video, dan stap ek sentimeter 1 keer 'n maand. En die Kruip met Kobin inisiatief. Weereens so inspirerend en ek dink dit help alles, dit is so 'n sielkundige proses ook, jy weet, en dit help met daai herstel. So ons volg jou op sosiale media. Ek wil net ook vir jou vra, hoe voel dit in hierdie stadium vir jou om weer op daai Einsteveld te staan en te besef, jy is besig om hierdie berg te oorwin? Ek dink die Here het 'n groot plan daarmee, want ons het eintlik verhuis na Warmbad toe, ons het die plek reg langs die oorskol gekoop. So dis half nog 'n healing proses, die sirkel voltooi, alles kom bymekaar en ek sien daar's 'n groter doel met dit, waar my boeke toegemaak het, my boetie Benko se boeke oopgemaak. Hy speel nou daar rugby, breek rekords gaan te kere. So om daar op daai veld te staan is eintlik net 'n groot voorreg en 'n groot eer om te kan besef het 'n tweede kans gekry. As ek daai dag op die veld verlede was, kan ek nie met sekerheid sê, is nie vir my om te oordeel nie of ek sou hemel toe gaan nie. So absoluut 'n groot voorreg om op daai veld weer te kan staan. Klein Kobin sou dit nie geglo het nie. Kobin, ons hou jou dop en ons kruip en loop saam met jou. Baie dankie dat jy kom kuier het. Bly ingeskakel. Hierna kyk ons terug na Arnold se gesprek met oud bokkaptein John Smit. Min mense het so groot impak op ons rugby geskiedenis gemaak soos hy. Hy's 'n oud bokkaptein, en die man wat die beker in 2007 omhoog gehou het. Die legendariese John Smit was hierdie week in die ateljee. So nice to have you in the Goeiemorgen Good Morning studio. Welcome, thank you for your time this early. But let's start way back in the beginning. What first attracted you to the oval ball game? It actually wasn't the first ball that I was attracted to. I started my life dreaming of Wimbledon, and I wanted to be a tennis player. No way, I didn't know that. Yeah, so that's all I did was play tennis, and so I was associated, in these English schools that didn't play a lot of rugby, so tennis was the thing. And then I moved to a school in Rustenburg, the only English school in Rustenburg, where
the tennis wasn't so big, and neither was soccer. So I started playing rugby quite late, actually, as a kid, probably 11 years old. And tennis is difficult. It's just you, and you can't really blame anyone else. So the more I played rugby, the more I sort of realized that as much as the serve and volley was going to be helpful as a youngster, this big frame was probably going to be more suited towards rugby. And I love the camaraderie, the ability to rely on teammates and to be able to back teammates up. And again, I guess it doesn't take a brain surgeon to realize, I was probably 85 kilos instead of 6, 112 in matric. So the game was reasonably easy for me as a youngster. And you could also blame the other teammates if something went wrong. Absolutely. So I never made any mistakes. Love it. Absolutely love it. When did you first realize that you had a talent for the game? When did that first hit home for you? I think my dad sent me to Pretoria Boys High, which is quite central. He was an engineer on the mine, so we moved quite a lot. So he wanted me somewhere central, and went to one of these traditional Model C schools that we're so privileged to have many of around the country. I started playing, and I remember correctly at Boys High and under 14. There's so many guys there. The majority of us have never played rugby before, so they line you up, sort of tallest to shortest, fattest to skinniest. And yeah, exactly. So as you can imagine, I was the last to be picked at tight end. So, I loved the game. I got taught the game there, and so as I got into sort of the A teams and started playing the game, I started to realize, this is actually something that I can do. I had, a combination of a big frame. I was reasonably fast for a fat oak, and I could catch a ball, which is an even bigger advantage for a front rower. So the longer I played, the more I realized, and then I was very, very very happy to get selected for Craven Week in '95. And I think people forget back then it was still Northern Transvaal. So for those Burkies to select a Soti from across the road there at Pretoria Boys High took some doing. So I think I was the third English oak to ever make SS. Really? Yeah, Who was before you? Can you recall? Stephen. There was Robbie Brink and Stephen. Yeah, it was a lock. Also a lock. You'll think of it. Yeah. You'll think of it. That's amazing. So if you think of your career, there was a steady progression, and looking up your figures, almost 200 first-class games and then 111 for the Springboks. When I say those numbers, do you look back at it over your shoulder and go, gee, I can't believe I did some of that stuff? It doesn't seem real. No, it is weird. Like when people say things like that and introduce you with the stats, it doesn't feel, it feels weird. I remember making our debut. When myself and David Barry, we made our debuts together in 2000, and we were both same vintage, born 78. So I think we were 22 at the time, and we were lying in bed before we'd played our first test in the week or two before, and we were like, wow, imagine playing one test. Never in our wildest dreams to think that we would go on to play for a little bit longer. So it's I think there's a couple of things. It's a bit of luck. It's a bit of I think understanding of the fact that it's not yours, the jersey, and it's a massive privilege as well. So if you respect all those things, then a few more come, and then you can do all those things and still get injured, or someone better comes along and asks you. So it is. Yeah, sometimes I look back and I think it is a miracle. Before we turn on to modern day rugby, and I think it's a very different thing to when you played, I'm sure you'll confirm that. Was there someone that you ever played with that you silently admired? I was very fortunate. When I always tell the story. In '96, playing Craven Week for the second time, I got scouted by a little guy called Bert Pedley, and we were obviously offered this contract. We're the first batch of matrics to come out of the game in the first year of professionalism in 1997. And so we were offered these contracts, and I'd been enrolled into Tuks for physio, and all my friends and family were there. So I said to my dad, well, let's go see if there's a spot there at the Bulls. And so he went over to Umvani Stradum, another fellow ginger, which I still find disappointing that he gave this answer. But my dad said, is there space? Obviously, it doesn't need a contract, but is there space? And Umvani said, I think you'll be better in Durban. I'm going to tell Vanny this story. And I think I've told him as well. Okay, and as much as I was irritated, he was right. I wouldn't have got the opportunities that I got. The next year,
out of school, I was warming up with guys like Andre Joubert, Gary Teichmann, Mark Andrews, Ollie LaRue, Robbie Kempson, Adrian Garvey, and these guys became my seniors, and they took me in as if I was as one of their own, And Robbie Kempson was the first guy to give me my first pair of sponsored boots, and Gary Teichmann was my first captain, and they're all friends till today. So did I admire anybody? I grew to admire those guys in the way that they took me in as a 19-year-old kid in this new professional environment. Brilliant. Let's turn our attention to, as I call it, modern day rugby. Your thoughts about Friday night's URC, rather? Yeah, I think everyone's very disappointed around the result. I think sometimes we get a little bit ahead of ourselves. Well, when I say sometimes, always. South Africans always get ahead of themselves when it comes to the expectation of what their teams need to deliver. And more often than not, they're satisfied. When I say us as spectators and fans, I think what Jan Ackerman did, getting the team at such a late stage, a change of coaching, in terms of a season, that's difficult for him to have gotten that team to the final is incredible, I think. And remember, it's not a team that's been failing. They've just wanted to take a different pathway. So to watch the Bulls struggle initially under the new leadership, and then get to a final, I think people have to also put into perspective, a coach like that needs time to get everything underway. So, probably the biggest challenge for the Bulls is that they just haven't created that line of that speed of defense yet. So they haven't got that quite right yet, and that's the hardest thing to get right is defense, an actual defensive system where someone is firing away at the players all the time around line speed, and so that always gives the sort of a softer underbelly in the first 25-30 minutes of a game, and Leinster took advantage of that. We saw what looked like a comeback because of this amazing attack and the amazing talent that the Bulls have got, but only to be thwarted by some dubious decisions, which we will hold on to as South Africans. But again, they just give a too much of a bigger gap for Leinster. And Leinster are a top team with a coach in Jacques Nienaber that has created some world title defence displays for us as Springbok supporters. Yeah. So there's a title coming for the Bulls, without a doubt. No doubt about that. Van die rugbyveld na die verhoog. Amanda Strydom en Koenraad Ral het by ons kom kuier om meer oor hulle nuwe produksie Tilly Matilda te gesels. Amanda Strydom is terug op die verhoog met die nuwe produksie Tilly Matilda. Saam met haar het die musikale regisseur Koenraad Ral hierdie week kom kuier en hulle het ons meer vertel van die sukses van hierdie verhoogstuk wat tans gehore landwyd aangryp. Amanda, welkom Koenraad. Môre Pieter. Ag man, hoe lekker is dit? Ons mekaar so lank laas gesien. Ja, dis lekker. En hier kan ons mekaar vroegoggend. Ja. So in kort, ek weet nie na wie moet ek kyk, ek gaan in die middel kyk. Vertel vir my van Tilly Matilda. Tilly Matilda gaan oor mense, vrouens, waarop daar dikwels neergesien word. Hulle is 2 prostituie. En die hele setup op die verhoog is 'n straat met 'n bankie en 'n lamppaal. Wat is 'n prostituut nou sonder 'n paal? Verstaan? Ja. En dit is my straat, dit is my gebied. En dan kom hierdie kind daaraan. En van daar af ontwikkel 'n storie. En jy begin begrip kry vir hierdie vrouens. Waarom hulle dit doen? Wat is hulle geskiedenisse? Daar's ook 'n diep spirituele ondertoon in die storie. Daar's ook baie stout momente. En ek dink ek dra die kortste miniskirt wat ek nog in my lewe gedra het. Ek het die winkels plat gesoek tot ek een gekry het met 'n ingeboude broekie dat ek nie die gehoor flash nie. So en ja, Annie ontpop ook daar wanneer ek vir haar aantrek, want sy wil nou leer, verstaan jy? En Annie sing ook in die produksie. Beautiful. Wat min mense weet sy kan doen. Koenraad en ek het die musiek geskryf, daar's nuwe liedjies by, en dan ook bestaande goed, maar spesifiek vir haar karakter. My karakter is robuust en groot en baie wys. Die kind wat daar aankom is onskuldig, inkennig en vir een of ander rede verskriklik bevoeterd en dit sit 'n skuld voor haar.
tot ons haar storie hoor en ek wil nie te veel weggee nie. Nee, ons wil asseblief dit gaan maar dan beleef word gaan. dit 'n baie aangrypende draai in die storie skielik. Dit klink ook na 'n ernstige stuk en gewoonlik is musiek nie deel van so 'n tipe stuk nie. Hoe het julle besluit Konrad om juis ook musiek hiervan deel te maak of deel te hou? Ja, dit was toe Miss Mandy die stuk begin skryf het. Kyk, haar een vrou vertonings is altyd 'n kombinasie van musiek, haar eie musiek met vertelling tussenin wat sy doen. Natuurlik. En toe sy begin skryf hier, en ek moet net gou sê, ons het hierdie hele dinge ek het vreeslik lank aan haar gesit en vir haar gesê, Miss Mandy, jy is die 70-jarige met die mooiste bene in die land. So, mense wil jou bene sien, kan ons En nou asseblief jou kom sit sy bene hier sien. met 'n langbroek vanmôre. Toe Toe- hoe lank ek moet 'n miniskirt Toe dra? het ons toe nou eventually, en toe Christo Davids toe nou kom met die idee, maar Ja. kom ons maak dit 2 prostituties, so sê ek van nou, maar daar sy. Daar gebeur Nou dit kan nou. nou kan jy been wys. Ons het gesit in brainstorm na waaroor moet ons, want jy Annie nag my nou al van verlede jaar af, of 'n jaar voor dit. Yes. Ek was in een van Reinhard Hugo se programme Net Mens. Ja. En Joannie was sy assistent, 'n produksieassistent. En toe het sy al begin, want ek het haar ma gespeel in Binnelanders. Sy noem my nog steeds Mami en ek noem haar sussie. Toe sy sê Mami, wanneer gaan ons nou iets saam doen? En die eerste aand wat ons vier bymekaar kom, sit ons daar en wonder, nou waaroor moet hierdie storie gaan? Nou hy die minirok natuurlik in gedagte. Christo het so gemaak. Christo is briljant en toe sê hy prostituie. Okay? En dit is altyd vir my as ek 'n titel het of dit is die onderwerp. Soos daai lekker oomblik vir my op skool was, as die onderwyser die opsteller se titels vir Ja. jy moet 'n opstel kies en daaroor skryf. Boeta en het ek geskryf. Ek het verlede jaar my linkerskouer gebreek, okay? So nou kan die arm net so hoog nog steeds. Dan kan hy teks met hierdie vinger getik. Daar gaan hy. En dan elke keer dan sê Christo, Miss Mandy, dis te kort. Okay, dan brei ons uit. Wat jy weet. Dan brei ons uit. Na die 5de probeerslag toe sê Christo, dis hy. Ons het 'n show. Ja, maar jy wou ook Ja, sê, nee, ek skiet het net terug besef- op die musiek. Ja, ek het besef ek is besig om 'n drama te skryf. Ja. En dit is wat Met die ons een van die vinger. musiekteater, okay? En dis hoekom ek en hy is baie geslyp in musicals. Musiek bly spele. Daarom moet die musiek totaal sin maak. Ja. Dit moet so deel wees van die storie dat jy nie verwag. Dit moet nie uitstaan Ja. nie. Dit is die uitroepteken of die komma na 'n stuk dialoog, jy weet. Gaan jy aan. Perfek vir jou. Ja, so toe het ons die musiek so begin saamskryf, so dit het op die ou einde het dit weggegaan van Amanda se tipiese kabaretstyl wat sy altyd doen en dit het toe nou meer amper musical theater soos sy sê geraak, Totaal. waar dit so deel en onlosmaakbaar van die storielyn is Ja. en dit is waar die musiek toe nou deel geraak het van Nee, dit. daar's van die songs wat ek nou nie byvoorbeeld op my eie kan gaan staan en sing in een van my konserte nie. Dis Maar wat- spesifiek vir Tilly Matilda Ja. geskryf. Wat Jy weet. beautiful is. En dis juis ook hoekom Joannie toe nou die perfekte keuse geword het. Buiten dat sy nou genag het, maar ek dink daar's 'n lekker chemistry saam met almal van julle op die verhoog. Totaal, want dit is twee teenoorgestelde persoonlikhede en hoe hulle dan uiteindelik by mekaar uitkom, jy weet. Min mense besef wat sekswerkers in hierdie land doen. Ons president het selfs gesê sex work is also work. Vir baie klante van hierdie vrouens is daai vrou 'n biegmoeder, 'n trooster, iemand wat net luister as hulle net wil praat. En natuurlik 'n plesierdier, jy weet. Kyk nou net hoe dit gegaan. Toe sy daai tema het, daar gaan sy en ek Daar gaan gaan sy. sy, ja. hoorie en ook vertel vir my van die kanna, want nie net is dit nog 'n stuk nie, hier word jy bekroon. Nee, jy kon ons met 'n slap snoek plat slaan. Nee, ons is nou beste debuutwerk is ons is vir 2 kannas Ja, benoem. beste musiekteaterstuk en beste debuutwerk. En nou nooit is ons gedink dit natuurlik, gaan- hulle hou mos nou die kannas op 'n landgoed buitekant Franshoek. Baie fancy. En Ja. hulle skryf toe vir ons in 'n e-mail, sou jy nie dit kon bywoon nie, maak asseblief vir ons 'n video met jou toespraak, vir jou bedankingstoespraak. En ek sê toe, slaan ons met 'n slap snoek plat. Ons het dit nou glad nie verwag nie, dat 2 prostituie nou so vereer word. En ek praat namens my, Christo Joannie en Konrad, baie dankie.
Ons sou graag vanaand daar wou wees, maar ons is te arm. Verstaan? En soveel akteurs het vir my kom sê, ons is so bly jy het dit gesien, dat daar was. Want hoe moet ons nou van die Transvaal af nou daar af na 'n plaas in Franshoek met ons budgets in elk geval. Daar kom ek nou kyk sit tog voor die TV die aand. Hier kom die WhatsApps deur. Veels geluk. Toe besef ons het gewen. Ja. Maar dit moet lekker wees om te weet dit wat 'n ou doen, dit wat hy ook oor droom en hierdie passie voor het en nooit eers dink aan aftrede nie. Ons het vinnig gepraat voor die tyd ook. Ek meen om 70 te word en nog steeds hierdie ding te doen en so stylvol te kan hanteer. Veral toe ook die skrywer Rihanna Skeepers wat gesê het, dis net so 'n amazing produksie en dit moet natuurlik nog 'n lekker groot veer Ja, nou dit so wat wees. Rihanna geskryf het my laat besef, sy het absoluut, she got us. Sy het besef wat ek probeer sê met die stuk, jy weet. En Pieter, ek weet nie hoe om te hekel nie, ek is ook nie goed met brei nie. Ek sal seker staan en sing tot ek omslaan op die verhoog en hy 'n draagbaar ontbied met 'n drip. Maar dit is wat ek doen. En hoe ouer 'n mens word, jy moet nooit ophou leer nie. En dit is heerlik om met jonger mense te werk. As jy nou nog nie vanmôre genoeg gelag het nie, bly ingeskakel. Ons kyk net hierna terug na ons gesprek met Skalk Besuidenhout. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning, Goeiemôre. Hallo, ek is Dousie en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hi, ek is Marie van der Merwe en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Suid-Afrika se eerste rolbal wonderkind, kleurvolle klerekas konnoisseur en almal se gunsteling komediant. Skalk Besuidenhout het hierdie week by ons ingeloer en hy het meer kom vertel oor sy nuwe vertoning. Hey, die worsy. Jy weet daai vertoning wat ons van jou, wat is dit? Hey, die worsy. Hey, die worsy. Hey, die worsy. Maar welkom. Dankie. Rolbal wonderkind is die beste compliment wat jy vir my kon gee. Baie dankie. Ek wou, jy weet, dalk 'n bietjie iets ingebring het soos wat se aan die ene wat jy met stokke gooi. Jy kan rolbal ook met 'n stok speel, van die ooms by my klub speel met stokke, ongelukkig, die wat al rugoperasies gehad het. So jy weet nie so lekker kan buig nie. So jy kan ook met 'n stok speel. Ja. Maar luister my vriend, ek wil dan net eers vir jou geluk sê met die Sub 11 by die Comrades. Baie dankie. Ek trots daarop ook. Ja. Hoe gaan dit met die toon nou? My toon is my toon is nie lekker nie en hulle het gesê ek kan volgende jaar verniet kom hardloop. Maar ek weet nie of ek hulle gaan opneem op daai offer nie, want die Comrades, ek moet ook net bietjie mense reality check, want almal wat die Comrades hardloop sê net vir jou, jy moet dit doen, is ongelooflik. Ja, dit is, maar dit is 'n helse ding om aan te pak, hoor. Dit is moeilik op die dag. My toon al begin afkom na 40 kg, so ek moet vir 45 kg gehardloop met hierdie seertoon, aftoonhaal, blaase. So Comrades is regtig iets wat jy moet mooi dink voor jy het dit gemaak. Ja. Mag dit nou nie die eerste en die laaste ene wees nie, asseblief. Ek dink dit sal die laaste een wees nie, maar ek sien nie kans vir volgende jaar. Ek kon meer as 'n jaar om te recover, ja. Vertel vir my van hey, die worsy. Hey, die worsy. Dit kom obviously uit 'n plek waar jy gesê het, ek meen omdat jou verhoudinge goeie so publiek begin het, moes dit ook publiek eindig en ja, hier is ons nou. Ja, die Afrikaans vir dit, as ek dit in Afrikaans gaan doen, is hy ek geskei. Maar ja, dit was maar, ek dink seker maar as gevolg van die aard van ons tipe werk, was my egskeiding nou nie eintlik 'n privaat ding nie, wat ek fyn oor is. Ek bedoel, dit is maar die natuur van ons industrie is dat as jy skei, gaan die huisgenoot artikel daaroor skryf en dit gaan 'n publieke affære wees. En mense was so half het baie belang gestel en ek grap altyd en sê as jy trou, stel niemand so erg belang nie. Niemand vra hoekom trou jy? Want dit is al obvious hoekom jy trou. Maar as jy skei, dan wil almal nou weet hoekom het jy geskei? Wat is die redes? Wat het gebeur? Is daar een of ander skandaal? Toe dog ek gaan 'n show skryf daaroor. Maar die show gaan eintlik baie meer net oor persoonlik waardeur ek deur was met dit en die pyn en goed wat daarmee gepaard gegaan het. Maar dan ook die show het ook 'n baie positiewe boodskap aan die einde, want ek is nie bitter oor die huwelik en oor liefde, en ek dink nog steeds die huwelik is een van die
beste, mees ongelooflike goed wat mens kan doen. En ek sal graag weer wil trou eendag. Ja. Ja, ek word net bietjie dis is nou die kamerads, ek word net gou 'n jaar of 2 weer. Met die ek het 'n emosionele seertoon wat eers moet die naald moet teruggroei. Hoorie Skalk, jy sê die show is nou goedkoper as om te gaan vir berading of terapie. Ja. Was dit ook vir jou terapeuties om die show mekaar te sit? Baie, want dis maar net elke aand praat ek oor seker die mees traumatiese ding wat al ooit met my gebeur het. En die eerste paar shows was rof, want ek was 'n deel in die show waar ek 'n deel van my trou toespraak lees. En jy deel dit met mense en dit was ook vir my, ek het ook gewik en weeg van hoeveel moet ek nou deel eintlik in die show, maar ek het toe voluit gegaan en ek deel redelik alles. Maar dit was op die einde vir my die mees terapeutiese ding om te doen en elke aand na aand. Nou is dit vir my eintlik lekker om die show te doen, want nou voel ek kan nou hoofstuk uiteindelik toemaak. Ja. Moes jy toestemming kry by jou ex om nou ek moes seker maar ek het nie. Jy weet mos hoe kan party mense nou aangaan, maar jy het nooit dit of dat nie. Ja. Hulle kan maar moeilik raak. Ag, die show gaan eintlik meer oor my en minder oor haar en ek sê nie enigiets. Ja, so dis maar eintlik my eie ervaring wat ek maar net deel. Nou ons as sangers sal ons maar 'n break-up song skryf. Is hierdie jou break-up song? En ek was juist jaloers dat hoekom kan sangers 'n break-up song hê en komediante kan nie 'n break-up joke hê nie of 'n break-up show. So dit dog ek hier is my break-up album basies. Hier is my Taylor Swift oomblik. Ja. Hoor jy die ander ding is ook, ek meen as jy nou kyk na die internasionale komediante en mense sien ons altyd, jy's altyd mos maar die een met die glinster in die oog en jy's altyd reg vir 'n joke, maar ek meen soos hierdie is 'n ding waardeur 'n ou gaan en ons is eintlik ook maar saggeaarde mensies. Ek praat nie van ons, maar ek meen in die vermaaklikheidsbedryf. Ja, ek dink komedie het oor die jare verander wat komediante deel deesdae baie meer oor hulle persoonlike lewens en dit kom met die goeie en die slegte. Jy kan nie net as dit goed gaan praat daaroor op die verhoog nie. Want die slegte goed, mense, soos ek sê, die huisgenoot of wat ook al, mense vind daarvan uit, en dan kom hulle show toe, en dan is dit amper eintlik vreemd as jy dit nie aanspreek nie, want hulle weet nou hierdie ding van jou, en hulle wil nou gaan, maar wat is nou jou opinie daaroor, of hoe voel jy daaroor? En soos met sangers ook, die gehoor stap so pad met jou. Jy weet, hulle deel in jou blydskap. Toe ek getrou het ek gevoel, die mense wat my volg en ondersteun, het so gedeel in daai blydskap van die huwelik, en toe ek skei het ek ook gevoel, hulle deel half in die hartseer. Ek het baie nice boodskappe gekry van mense wat net gaan, jessie man, dit is nou tough, en sorry. Maar hulle reageer positief, dis en ons dink aan jou, en hulle gaan so op hierdie ding saam met jou, so ek wil hulle in die shows ook saam bring, op die reis. Ja. Is dit nodig om baie keer die show op 'n manier aan te pas vir die verskillende gehore? Of dis nie nodig nie, die show is wat hy is? Ja, die show is wat hy is, al doen ek dit oor see, gelukkig, egskeiding, liefde, al daai goed is baie universele temas, so ek hoef nie dit aan te pas as ek in Australië optree of in Kanada, waar ook al nie. Dis 'n redelike nice tema, en wat ek ook hou van die show is, jy hoef nie al geskei te wees om te kan, ek dink enigiemand wat al deur 'n liefdesteleurstelling is, sal kan aanklank vind by dit, Hoor jy nou, waar het jy nou al geshow wat vir jou nou nogal 'n gunsteling plekkie was, of 'n land was, of iets waar die show nou lekker afgeloop het? Perth is altyd nogal 'n spesiale show, Pretoria. Ja. Want dit voel of jy 'n show in Pretoria doen as jy in Perth optree. En ek doen altyd 'n lekker groot gehoor in Perth, en dan ook Auckland in Nieu-Seeland, is ook altyd 'n lekker groot gehoor, en daai mense is so ver van Suid-Afrika, dit is 'n 11 ure verskil, dit is letterlik aan die ander kant van die wêreld, in 'n ander teenoorgestelde tydsone, so hulle waardeer ook altyd as die Suid-Afrikaanse kunstenaars daar is, en dan dit is my eintlik die lekkerste om dit hier by die huis te toer, want ek voel in Suid-Afrika was dit regtig die deel waar ek nou als verwerk het en deur dit beweeg het, so dis my lekker om met hierdie mense te gaan, jy weet, ons is saam half deur hierdie ding. Lekker. Waar gaan ons kaartjies kry? Waar kan ons nog die show beloer? Ek hoop nie, is nou al aan die einde se kant nie. Nee, die beste manier is maar op my webwerf, skalkbesynou.com, is al my datums daar. Ek het nog 'n paar datums oor in Johannesburg, Pretoria is nou al agter die rug, en Durban ook, en dan doen ek nog die Kaap,
en 'n show by Woordfees waar ek dit gaan doen in Afrikaans, hy ek se skei. En ja, mense moet maar net 'n oogie hou op my sosiale media en hulle sal daar my sien. Next time wil ek met jou gesels oor die agter die skerms wedervarings by die kantoor en Ja, ons moet. Ek dink daar kan baie gebeur, maar baie dankie vir die inloer man. Dankie, Hey, ek Pieter. is geskei. Of, Ja, hey, die wil sê. Ja. Dis dan al van ons kant af vir hierdie week. Heel lekker naweek en ons sien mekaar weer maandag. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hallo, ek is Dousie en jy luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning.